Goeiemôre en ons kuier vanoggend in Markus hoofstuk 11 vanaf vers 12. Die gedeelte oor die verdroogde vyeboom, dis iets wat ek nogal baie keer kyk na, en ons sien dit nog al die jare, deur die jare sien ons hierdie dinge gebeur, en vandag al hoe meer en meer sien ons dit gebeur, dat dit wat hierdie verhaal vir ons uitbeeld, raak ons elke dag meer bewus. Maar kom ons lees eers so, en die volgende dag, dis Jesus, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daaraan te vind, en toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Ek wil vir 'n oomblik stil staan hier en sê, wat het geword van ons kerke? Wat is die kondisie? Wat gebeur? Wat is die aktiwiteite wat gedoen word in ons kerke deesdae? Ek vra maar net die vraag. Is hierdie gedeelte wat ons nou gelees het nie miskien baie beskrywend van wat vandag gebeur ook weer eens in kerke nie? En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslae was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur, en hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Ons sien hierso dat die vyeboom, Ficus carica, dit is veral in daardie jare in die Mediterrane lande en in die ooste was dit gebruik as voedsel, saamgepers in koeke. Dit het ook 'n medisinale gebruik gehad. Dit was baie waardevol in Palestina. Daar's vele verwysings daarna in die Bybel. Sommige soorte gee vrugte voorblare. In ons land alom bekend vir konfyte en gedroogde produkte. Daar's 'n Joodse gesegde wat sê om onder jou eie vyeboom en wingerd te sit, is 'n aanduiding van vrede en voorspoed. Nou ons kan vanoggend redeneer, dit is onbillik van die Here om die vyeboom te vervloek, want in vers 13 immers word daar gesê, dit was nie die tyd van vye nie. Maar blare beteken tog immers vrugte, so dit wat voorgegee word om te hê, is baie belangrik. Jesus het 'n verwagting gehad om sy honger te stil. Ons ken die gevoel, ons soek iets lekkers, en dan vind ons uit, as ons by die yskas kom, of die koekieblik oopmaak, dat dit opgeëet is in die teleurstelling. Ons kom by die huis in met 'n verwagting dat dis etenstyd, en ek het 'n moeilike dag, of 'n lang dag gehad, en ek is honger, en dan is die ete nog nie klaar nie, en dan is ek ongeduldig, en ek voel omgekrap. Jesus het so gereageer, omdat hy moeg was, kort van nie meer was. Iemand het hom omgekrap. Nee, ek glo nie, dit is die geval nie. Ons sien dat Jesus net daarna die tempel gaan skoonmaak. Ongelukkig redeneer en reageer Jesus nie soos mense nie. Hy word nie emosioneel gedrewe nie, hy tree op oor reg en verkeerd. In hierdie boom sien Jesus 'n beeld van Israel. Uiterlike vertoon, tempel, eredienste,
offerkultus, priesters en ander godsdienstige bedrywighede. Hoe lyk die hedendaagse kerk en Christen? Is daar ook aktiwiteite en teelantuintjies en vermaak en word daar gefokus op die mens en hoe hulle geïnspireer kan word om weer op te daag? Kom ons gaan nie verder en dieper in daardie storie in nie. Ons sien, die vraag is net, is daar vrugte van opregte bekering en heiligmaking? Kom mense emosioneel tot bekering om net 'n week, 'n dag, 'n maand later maar weer afvallig te word omdat die hype van die bekering geneem het. Omdat dit nie meer so die emosies en die gevoelens nie meer so hoog is nie. Ek wil vanmôre sê dat ons nie moet tevrede wees met die blare van ons kerkgang nie. Bybel lees en bidure, vroom praatjies en allerhande pligplegings nie. Hoeveel komitees ons by betrokke is en dis meer nie. Dat ons nie sal fokus op die vermaak en die plesier van mense nie. Maar dat ons sal fokus om vrugte te dra, sodat mense 'n honger, dat dit mense sal aantrek om meer van Jesus te wil hê. As ons hierdie dinge najaag, die vleeslike en die materiële dinge rondom kerkgang en Christen wees najaag, dan kan ons maar liewer met kaaltakke staan, sodat almal kan sien hoe onvrugbaar ons is. Wat se boom sê ander is ek en u? Wat se vrug sien hulle in ons? Sien hulle wêreldse vrugte, sien hulle geestelike vrugte? Sien hulle die vrugte volgens Galasiërs 5 vers 22? Wanneer ek en u ons onttrek van die samekoms van die gelowiges, dan is ons soos 'n boom wat in 'n agtertuin groei en nie noodwendig die regte behandeling en gesnoei word en al hierdie dinge sodat hy optimaal kan vrug dra nie. Maar wanneer ons deel is van 'n boord, wanneer ons deel is van 'n samekoms van gelowiges, dis wanneer ons gesnoei word, wanneer ons behandel word waar ons kos kry om vrug te kan dra. Matteus 12 vers 33 sê vir ons, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. En dit is so bitter waar. Wat is die vrugte wat ek en u vanmôre? Die fout van die boom was nie om sonder vrugte te wees nie, maar om voor te gee om iets te hê wat dit nie besit nie. Is ons besig met vrugtelose godsdiens, kitsgodsdiens, drive-through godsdiens, waar ons maar gou deurry en ons bestelling plaas en sê, Here, bless ons, Here, ons voorsien, ons beroep op u genade, ons doen hierdie dinge. Hou ons besig met die dinge van God, maar ons kom nie uit by die God van die dinge nie. Johannes 15 vers 8 en vers 16 sê vir ons, ek noem julle nie meer diensknegt nie, vers 8 sê vir ons, hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. En dan vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly, sodat julle die Vader, wat julle ook die Vader in my naam vra, hy julle dit kan gee. So hier is 'n opdrag, dat ons moet vrug dra, dat ons gekies is deur God, geplant is deur God, om vrug te dra. Is ons Christene 'n naam? Sogenaamde Christene wat doen die liggaam van God hier op aarde meer skade as die ongelowiges. Jy sien, die probleem is, dis nie die wêreld wat die kerk aftrek en die wêreld wat die kerk benadeel nie. Dis die wêreld in die kerk wat sogenaamde Christene daarin dra. Die aktiwiteite en die vleeslike en die materiële en die wêreldse aktiwiteite en die kritiek en die opinies en die hoogmoed en die jaloesie en die skinder en al hierdie vrugte van die wêreld en die vlees wat deur Christene in die kerk ingedra word, wat die kerk skade aandoen. Wat die boom,
die liggaam van Christus onvrugbaar maak. Daarom is so baie mense skepties oor kerkgang. Baie mense word seer gemaak, as gevolg van wêreldse dinge wat in die kerk gebeur, wêreldse gesindhede wat ervaar word. En daarom sê baie mense, wat soek ek in 'n kerk? Want dit wat ek in die kerk sien, ervaar ek buite op straat ook. So hoekom moet ek die moeite doen om kerk toe te gaan, as daar geen verskil is nie? So ons moet, wat sê ons is Christene, ons moet baie versigtig wees en baie let op die vrugte wat ons wys. En seker maak dat ons vrug dra. Daar is 'n gesegde wat sê dat as jy 'n hond een keer met warm water gebrand het, dan is hy bang vir koue water ook. Jesus het vandag nog honger en verlang na redding van onsterflike siele. Hy het uitgeroep aan die kruis, ek het dors. Jesus dors nog. Jesus wil vandag nog hê ons moet tot redding kom. Ons moet mense tot redding lei. Nie deur predikers te word nie. Nie deur op straathoeke te staan en skree noodwendig nie, maar om te lewe en vrug te dra, sodat mense sien en sê, ek wil ook so wees, ek wil ook hê wat daardie persoon het. Gaan ons kompromie aan met sonde? Vergoeilik ons dit? Het ons so 'n paar dingetjies wat ons een kant hou, wat ons sê, maar dis nou nie so erg nie, die Here sal verstaan, dis vir my so kosbaar, dis vir my so emosioneel, dit waaraan ek vasklou, dis tradisie, dit kom al geslagte lank aan in my lewe. Is dit in lyn met God se woord? Of laat dit ons vrugteloos? Ons eet die spyse van afgode. O nee, ek deel nie met afgode nie. Ja, jy kyk TV, jy sit met daardie foon in jou hand. Waarna kyk jy? O ja nee, maar ek kyk hierdie dinge sodat ek kan bewus wees van wat aangaan in die wêreld, maar ek doen dit nie. Jy skep 'n vesting vir Satan, waardeur hy vir jou vrugte gaan ontneem. Ons vertrou mense wat sensorskap toepas op dit wat ons kyk, dit wat ons mag lees. Ken jy daardie persoon? Weet jy wat sy waardesisteem is? Weet jy of hy 'n kind van die Here is? Uit watter oogpunt, van wat is sy vertrekpunt wanneer hy sensorskap bepaal, wanneer hy ouderdom bepaal, wat my en jou kinders moet kyk na, wat ons mag kyk na? Ken jy die TV-programme beter as die Bybelboeke? Die inhoud van die huisgenoot beter as God se handleiding? Ons sit vertroue op 'n poliskontrak waarop ons bereid is om ons handtekening te plaas en getrou elke maand of jaarliks 'n premie te betaal, maar ons is nie bereid om God te vertrou nie. Israel is gelei uit Egipte uit. Hulle bly in die woestyn, hulle gaan nie Kanaan binne nie. Hedendaagse mense is ook so, hulle swerf doelloos agter die wêreld aan. Hulle keer terug, bely en dwaal weer af. Die woestyn word gekenmerk deur tekorte en behoeftes. Daar's geen konstante, net uiterstes. Dis 'n lewe van hoogte en laagtepunte. Kanaan met sy oorvloed en oorwinning wag op jou. Dis 'n belofte van God. Die beloftes is in die Bybel. Hoekom kan ons nie daardie beloftes in ontvangs neem nie? Ek dink nie ons moet vir die Here dit vra nie. Ons moet dit vir onsself vra. Wat is die vrugte wat ek dra? Ken u die Here? Leef u in verhouding met Jesus Christus? Nie deur gereeld kerk toe te gaan nie, nie deur jou Bybel daarom een keer of 2 keer 'n dag oop te maak nie. Leef jy, dra jy vrug? Wat het al hierdie dinge wat ons praat te doen met vrug van die Gees? Dit verhoed ons om vrug te dra, soos wat peste en pla vrugtebome word ons aangeval deur wêreldse gesindhede, wêreldse dinge wat ons verlei en mislei. Deur vergoeiliking van dinge word ons aangeval en word ons vrugteloos. Dit het tyd geword vir selfondersoek en ons maskers afhaal. Ons moet ons saak regstel met God en vrugbaar word. Die tyd is besig om in te raak. Ek is nie 'n voorspeller nie, ek is nie 'n profeet nie, maar ek wil vir u sê dat ons leef in die laaste tye. Dinge is besig om te eskaleer. Dit gaan
Dit gaan nie net daaroor dat hoe ver of hoe naby die koms van die Here is nie, maar dit gaan daaroor wat is my en u stand. Want jy sien, daar gaan 'n tyd kom waar dit te laat gaan wees, soos met die maagde, die 5 wyse en 5 dwaase, wat ons nie gaan tyd hê om nog te sê, Here vergewe my nie, maar daar nie 'n oomblik gaan wees om reg te stel nie. En daardie oomblik kan vandag, kan nou met my en u gebeur. Dit kan binne die volgende minuut, 5 minute gebeur. Dat ons laaste asem op hierdie aarde uitblaas. En dan was die kans om 'n regstelling te maak, om te begin vrug dra, verlore. Onomkeerbaar. Ons moet ophou om voor te gee en pretensies te hê. Ons moet ophou om blare van skyn te dra, want dan sal ons oorkom soos die vyeboom. Wanneer mense ons blare sien, moet hulle vrugte vind en hulle moet gevoed word daardeur. Geestelike vrugte. Nie vrugte van materialisme, hoogmoed en vermaak nie. Ons sal God verheerlik deur veel vrugte dra. Mag u geseënd wees, mag u veel vrug dra, mag u voeding put en groei uit God se woord. 'n geseënde dag en 'n geseënde week vir u.